1 Samuel, hoofstuk 14. Saul se seun, Jonathan, het op 'n dag aan sy wapendraer gesê, "Kom ons stap 'n bietjie oor na daardie Filistynse wagpos aan die ander kant." Hy het egter nie vir sy pa van sy planne gesê nie. Op daardie oomblik het Saul onder die groot boom by Migron, wat aan die grens geleë is, gesit. Die 600 manne wat hom gevolg het, was saam met hom daar. In daardie tyd is die skouerkleed deur die priester Agia, die seun van Agitub, die broer van Ikabod, wat 'n seun van Pinias en kleinseun van Eli was, gedra. Selfs die manne het nie geweet dat Jonathan uit die kamp gegaan het nie. Om by die wagpos van die Filistyne uit te kom, moes Jonathan tussen twee spits rotspunte aan weerskante van die pas beweeg. Boses was die een rotspunt se naam en die ander een is Senne genoem. Die een rotspunt lê aan die noordekant, reg oor Migmas, terwyl die ander rotspunt reg oor Geba aan die suidekant geleë is. En Jonathan sê vir sy wapendraer, "Kom ons gaan na daardie onbesnedenis se wagpos. Dalk sal die Here vir ons tot hulp wees. Vir die Here is dit moontlik om met min of met baie redding te bewerkstellig." En sy wapendraer sê, "Nes u wil, maak nie saak wat u besluit nie, ek staan saam met u." En Jonathan sê, "Nou goed, maar ons moet oop en bloot na hulle toe stap, sodat hulle ons kan raak sien. Indien hulle sê, bly daar staan totdat ons by julle kom, moet ons stil staan en nie na hulle toe opklim nie. Maar indien hulle sê, klim op hier na ons toe, sal dit die bewys wees dat hulle deur die Here in ons mag oorgegee is, en dan klim ons op." Hulle het seker gemaak dat die Filistynse wagpos hulle raak sien. Toe sê die Filistyne, "Kyk, die Hebreërs waag dit werklik om uit hulle gate te kruip." En hulle roep Jonathan en sy wapendraer agterna, "Klim op en kom hier, dat ons julle 'n ding of twee kan wys." En Jonathan sê vir sy wapendraer, "Volg my, want hulle is deur die Here in Israel se mag oorgegee." Die wapendraer het gevolg terwyl Jonathan die steilte hande 4 voet uitgeklim het. Hulle het voor Jonathan geval en sy wapendraer het van agter gekom en doodgemaak. Op hierdie dag, tydens hierdie eerste skermutseling, het daar ongeveer 20 Filistyne aan die hand van Jonathan en sy wapendraer gesterf, en dit op 'n stukkie grond so groot soos 'n halwe aanvoorsel. Vrees van die Here het posgevat onder die Filistyne in die kamp en in die veld. By die wagposte en die roofbendes het daar ook vrees ontstaan. Ja, die hele land was aan die sidder. Die verkenners van Saul in Gibea, wat in Benjamin geleë is, het dit gesien. "Kyk, die Filistyne is besig om in alle rigtings te spat." Toe sê Saul vir die manne by hom, "Tel gou die manne en kyk wie nie hier is nie." Toe hulle die manne tel, kom hulle agter dat Jonathan en sy wapendraer nie in die kamp is nie. En Saul het vir Agia gesê, "Julle moet die ark van God nader bring." Op daardie stadium was die ark van God tussen die Israeliete. Die lawaai in die Filistyne se kamp het erger geraak terwyl Saul besig was om met die priester te praat. Daarop sê Saul vir die priester, "Wag 'n bietjie, hou eers terug." Al die manskappe is by Saul byeengeroep en hulle is dadelik na die gevegsfront. Onder die Filistyne het groot verwarring geheers. Die een het selfs die ander met die swaard omgebring. In die verlede het daar van die Hebreërs by die Filistyne aangesluit, wat ook in hulle leer opgeneem is. Selfs hulle het weer oorgeloop na die Israeliete by Saul en Jonathan. In die bergwêreld van Efraim het 'n klomp Israeliete weggekruip, maar toe hulle hoor dat die Filistyne op die vlug geslaan het, het hulle ook aan die agtervolging deelgeneem. Op daardie dag was daar verlossing vir Israel van die Here af. Die geveg het uitgebrei tot ander kant Bet-Awen. En die Israeliete het voortgebeur. Toe lê Saul 'n eed op die manne en sê, "Enige man wat iets eet voor vanaand is vervloek. Daar moet eers wraak geneem word op my vyande." Nie een van die manne het 'n krieseltjie kos geëet nie. Toe beweeg hulle deur 'n beboste gebied waar daar baie heuning in die veld was. By hulle aankoms in die bos het hulle gesien hoe baie heuning daar was. Tog het nie een aan 'n stukkie heuning geëet nie, omdat hulle bang vir die eed was. Jonathan het egter niks geweet van die eed wat sy pa op die manne gelê het nie. Toe druk hy die punt van sy kierie deur 'n heuningkoek en eet daarvan. Dit het hom sommer opgekikker.
Een van die manne wat dit gesien het, sê toe vir hom: "Jou pa het 'n duur eed op ons gelê en gesê, enige man wat iets eet voor vanaand is vervloek. Kyk net hoe afgemat is die manne." Toe sê Jonatan: "Deur dit te doen stort my pa die hele Israel in ellende. Het jy gesien hoe daardie bietjie heuning my opgekikker het? Daar sou beslis baie meer van die vyand gesterf het as die manne van die byt kon eet. Die slagting onder die Filistyne is nie so groot as wat dit kon wees nie. Die Filistyne is daardie dag van Migmas tot by Ayalon deur die Israeliete verslaan. Die manne was baie moeg en uitgeput. Toe sak hulle op die byt toe. Die kleinvee, beeste en kalwers is sommer net daar op die grond geslag en die vleis is met bloed en al geëet." Dit is aan Saul oorvertel. "Kyk, die manne eet sommer die vleis terwyl daar nog bloed in is. Hulle sondig teen die Here." En Saul sê: "Dit wat julle doen is verkeerd. Rol 'n groot klip hiernatoe. Gaan tussen die manne in en sê vir hulle: Moenie teen die Here sondig deur die vleis met die bloed daarin te eet nie. Bring julle beeste en kleinvee hiernatoe en slag dit hier." En die manne het hulle beeste en kleinvee nader gebring en daar geslag. Daar het Saul vir die eerste keer in sy lewe 'n altaar vir die Here gebou. En Saul sê: "Ons moet die Filistyne deernag agtervolg en tot môre ligdag byt van hulle afneem en hulle doodmaak, sodat nie een oorbly nie." Die manne het geantwoord: "Doen wat u dink reg is." Die priester het egter geantwoord: "Ons moet eers God nader oor die saak." Daarop raadpleeg Saul vir God: "Moet ek die Filistyne agterna sit? Sal hy hulle in die mag van die Israeliete oorgee?" Daar was geen antwoord van God nie. Toe beveel Saul: "Al die leiers van die volk moet hier by mekaar kom. Julle moet uitvind of daar enige sonde vandag gepleeg is. Dit beloof ek julle voor die lewende Here, die verlosser van Israel. Selfs as my seun Jonatan die sonde gepleeg het, sal hy doodgemaak word." Nie een van die manne het 'n woord gesê nie. Toe sê Saul vir die Israeliete: "Al die manne van Israel moet daardie kant staan, terwyl ek en Jonatan, my seun, aan hierdie kant sal staan." En die manne sê: "Doen wat jy dink reg is." En Saul het vir die Here gevra: "O God van Israel, maak die waarheid bekend." Die manne het vrygekom, terwyl Saul en Jonatan uitgewys is. Daarop sê Saul: "Die lot moet nou tussen my en Jonatan, my seun, gewerp word." Toe word Jonatan uitgewys. En Saul vra vir Jonatan: "Sê my tog wat jy aangevang het." Jonatan het hom alles vertel. "Al wat ek gedoen het, was om my kierie deur 'n heuningkoek te druk en daarvan te eet. Hier staan ek kan maar doodgemaak word." En Saul sê: "Mag God dit doen en nog daarby voeg: Jonatan, jy moet definitief doodgemaak word." Hierop het die manne vir Saul gesê: "Sal Jonatan, wat Israel vandag verlos het, doodgemaak word? Beslis nie. So seker as wat die Here leef, daar sal nie aan 'n haar op sy kop gevat word nie. Dit wat hy vandag gedoen het, was met die hulp van God." Op hierdie manier het die manne verhoed dat Jonatan doodgemaak is. Die Filistyne is terug, elkeen na sy plek, want Saul het hulle nie verder agtervolg nie. Saul het homself stewig gevestig as koning oor Israel en het met al sy vyande reg rondom oorlog gevoer. Hy het oorlog gemaak teen die Moabiete, Ammoniete, Edomite, sowel as die konings van Soba en die Filistyne. Hy was suksesvol met al sy veldslae. Hy was baie dapper en het Israel selfs bevry van Amalek wat hulle oral geplunder het. Saul het 3 seuns gehad: Jonatan, Jeswi en Malkisua. Hy het ook 2 dogters gehad. Die oudste een se naam was Merab en die jonger een Michal. Saul was getroud met Achinoam. Sy was 'n dogter van Achimaas. Abner, die seun van Ner, wat 'n oom van Saul was sy leer se bevelvoerder. Abiel was die pa van Kis, Saul se pa, en Ner, Abner se pa. Gedurende die hele tyd dat Saul koning oor Israel was daar gedurig deur oorlog. Daarom het Saul elke dapper man wat hy raak geloop het in sy leer opgeneem.